good morning. Ja, dis amper Vrydag en ons is hier om die week op 'n hoë noot af te sluit. Hoe hoog moet hy gaan? Kom, weet jy, kom ons kyk of jy dit vir ons kan uitwys. Wat is daai mooi liedjie? Yes, dis nie Queen of the Night nie. Seker Ek maar, dink so. is maar net lekker, maar ek kan net onthou, moes ek my diafragma geoefen het, altyd daar in die Drakensberg se seunskoorskool. Prettige tyd geweest, maar Rosie, ek het 'n bietjie jou werk oorgevat. Wag voordat jy daarby uitkom, kan ek hierdie net gou onderbreek? Jy kan nou vir ons verder vertel, want daar is iets belangrik waar ons net eers moet uitkom. Ons het nou gesê ons begin het op 'n hoë noot, maar hierdie is 'n bietjie meer van 'n tragiese noot. Die Suid-Afrikaanse akteur Matt Stern, bekend vir sy rolle in onder meer Sewende Laan, Binnelanders en Molly en Wors, is gister in die ouderdom van 54 oorlede. Nou, Stern is met 'n lekkende hartklep gebore en moes later in sy lewe 'n hartklep-operasie ondergaan. Hy is onlangs gehospitaliseer weens komplikasies met sy hartklep, waarna sy toestand onverwags verswak het. En ek dink van ons almal hier by Goeiemôre, Good Morning, sê ons net ons innige simpatie met sy geliefdes. Dit was 'n behoorlike skok, man. Ek het dit nou eers vanoggend raak gelees. Baie Kon dit nie glo nie. So ja, vertel ons, dit lyk vir my ons het 'n dief in ons midde. Ja. Ag, jy weet, ek het so lank net gesê, Goeiemôre, Good Morning, met 'n sparkle in the eye. En ek het 'n bietjie gaan kyk nou wat se geskiedenis kan ek met julle deel. Ja. So baie interessant. As jy nou wil weet wat ek vir jou wil deel, 'n baie interessante feit gekry. En die feit is, as jy nou vandag verjaar, dan deel jy jou verjaarsdag met ikone soos Enter the Dragon, Bruce Lee. Reg? Ja. Okay. Hy het mos 'n fliek ding gehad of iets. En ook met gitaarlegende Jimi Hendrix. Wow. Ja. Twee absolute ikone, 27 November. 27 November. En met dit wil ek daarom ook net sê, my pragtige bruid, Lotie, verjaar môre. Dan vier sy haar verjaarsdag, so alreeds het ek besluit, moes ek maandag vir haar sê, baie geluk, jy het lekker verjaar, maar ek wil nou al vir jou sê, my vrou, ek weet jy gaan 'n wonderlike verjaarsdag hê en ek kan nie wag om die volgende 188 jaar saam met jou te kan vier. Wat jou verjaarsdag betref, nie so van my en almal by die span. Ja. Baie geluk met jou verjaarsdag. Baie geluk, nee? Ons dink aan jou, met Ja, die ons doen. individu wat hier langs ons staan. Mag dit 'n jaar vol minder grys hare wees. Happy birthday to you. Goed, nou Pieter, ons het 'n profvol episode vir ons kykers beplan met iets vir almal. So ons kyk na die nuutste aflewering van Op dieselfde bladsy. Arnold bespreek sportgebeure. Ons gaan later ook so 'n bietjie kreatief raak. 'n Onderwyser van Potch kom vertel hoe hy deurnag gehardloop het ten bate van 'n kinderhuis. En Simonay Roots gaan oor musiek kom gesels. Ag, en daar's nog vele meer by wag. Boeke, sport, kreatiwiteit, musiek, allerlei lekker dingetjies en natuurlik die hoogtepunt, ons oggendgeselsies. Ja, ek gaan sommer afskop vir oggend. Have you ever watched the Victoria's Secret fashion show that they do every year? Or any kind of like fashion show from overseas or even from here in South Africa? Nee. Die naaste wat ek daaraan gekom het is The Devil Wears Prada. Reg so. Okay, well, I've got a story for you. If you are in China and you want to see a similar show like Victoria's Secret, you might not see beautiful models like Naomi Campbell, but rather Steve the intern on the runway. I will explain. Live stream fashion companies in China have found a creative workaround after female models were banned from showcasing lingerie online due to the country's strict laws against obscene content. Instead, many companies are now featuring male models wearing women's lingerie, including corsets, lace-trimmed nightgowns, and silk robes. Videos on Douyin, China's version of TikTok, have gone viral, sparking widespread online discussion. One live stream featured a male model in a light and luxurious boudoir, drawing thousands of likes and hundreds of comments. Reactions among viewers are mixed. Some argue that this deprives women of job opportunities. This was defended by saying female models cannot legally showcase these designs, so the male colleagues have to step in. I just think if they are trying to imply that females in lingerie on a run walk is somewhat subversive, do you not think that male models in lingerie are going to upset people even more? Absoluut.
because that's not a common thing. I mean, ons is nou al so gewoond om die Victoria's Secret fashion show te kyk en al die foto's en die campaigns te sien, en nou is dit mans wat dit adverteer. And also, how am I supposed to see if something's going to work on my body if it's on a male model? Like, mans en vrouens is nie dieselfde gebou nie. Kan maak en sê wat hulle wil, dit is nie maar, lyk vir my weer eens met China, as die manne nou hier in die moeilikheid kom oor dit, of die klagtes instroom, wat is die volgende ding? 'n Robotjie wat gaan rondloop met 'n lingerie dingetjie. Jy het 'n punt, Peter, ja. Maar China is always going to show us something interesting in the way that they do things, and that gives us something to talk about in the morning. Dames, kom ons gesels 'n bietjie musiek. Luister enige musiek, het jy 'n probleem met musiek en goeters? Jy weet, ek wil nou nie weet wat is jou gunsteling nie, maar sal jy byvoorbeeld country luister, heavy metal, rock? Like pretty diverse and eclectic in my music taste, but I think like death metal is definitely like that screaming is not for me. Like I like rock and that type of thing, maar ek wil die liedjie kan volg en die melodie en die harmonie kan luister en daai tipe ding. Jy stem saam, né, Els? Absoluut. Absoluut. Maar hoor gou hierso, ek het 'n groep ontdek wat jou alles laat bevraagteken oor wat jy dink jy weet van heavy metal. Anders as die meeste groepe wat grense verskuif met skokkende lirieke of wilde geskree, doen Hate Beak dit op 'n heel ander manier. Hulle hoofsanger is 'n African Grey papegaai met die naam Waldo. Die band is in 2003 gestig deur musikante Blake Harrison en Mark Sloan, en om hul klank te beskryf is moeilik. Vir meeste is dit 'n chaotiese geraas, terwyl death metal aanhangers dit woedend en kragtig noem. Alhoewel tromspeler Blake Harrison in 2024 oorlede is Mark Sloan en Waldo nog erg besig en baie aktief, wat aanhangers laat wonder wat die toekoms inhou. Okay. Wil jy 'n stukkie hoor? Please. Okay, here we go, ladies and gentlemen. Here they are, Hate Beak. I am not a parrot. Okay, so yes, van koppie krap na koppie stamp toe. Ja. Ek is verward. Blijkbaar. I really like the name. I think the name is very creative. I think die naam is wonderlik. Toe ek my African Grey gehad het, het hy so geskree elke keer as ek sy naaltjies wou knip. So ek dink dis so hulle hom opgeneem het, met sy naels geknip en dan Maar nou het ek ook al alles gehoor, hoor. Ja, okay, ek het 'n African Grey, kom ons begin 'n band, 'n death metal band. Dit is insane. Ek sal 'n nuwe groep begin saam met my 2 katte. Wat dink julle daarvan? Nee, maak laat daai advertensie van destyds herleef. Miau 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 miau. Onthou jou. Lekker manier om die donderdagoggend te begin hier op Goeiemôre, Good Morning. Diere wat sing en musiek maak. Ons het nog baie wat op pad is. So maak seker jy bly ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning. Ons is net hierna terug. Deras die lach verwarmer. En ek sukkel, dis waar ek skreeuw. Bitter man. Verdwaande druppels, ek is een, maar jy nie. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Hoe kan so 'n klein lesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp.
Risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Nou ja, ons almal weet die manne in jou lewe word nooit regtig groot nie. So ook sal ons vrouens en ma's nooit ophou sorg nie. Ophou wonder nie. Is daar voldoende voorsiening gemaak vir eendag? En wie gaan die boedel hanteer? Eksekuteurs, want boedels en testamente is wat ons doen. Besoek eksekuteurs.co.za of kontak jou finansiële adviseur. Eksekuteurs, versekerheid tydens onsekerheid. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. Relax. Unwind. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Surprise! Mom and Dad! Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. It's that simple. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. Daar is nog baie om na uit te sien in vandag se uitgawe van Goeiemôre, Good Morning, maar voor ons daarby uitkom, oor na jou, Elsa. Baie dankie, Raas. Nou ja, hier is 'n interessante stukkie en ek dink dit sluit nogal aan by iets wat ons voorheen op die program bespreek het, maar effe anders. Die Departement van Basiese Onderwys oorweeg 'n groot verandering aan die skoolkalender in Suid-Afrika. Die plan is om een kalender vir al 9 provinsies in te stel, sodat skole reg oor die land dieselfde tyd begin en eindig. Binnelandse skole en skole naby die kus het tans verskillende termyndatums. Dit veroorsaak dikwels verwarring onder ouers, onderwysers en selfs besighede. Volgens die plan sal die skooljaar in die 3de week van Januarie en altyd op 'n Woensdag begin. Onderwysers sal dan 2 dae voor die leerdlinge by die skool moet wees, om klaskamers, leerplanne en hulpbronne voor te berei. 'n Ander belangrike verandering is hoe vakansies dan bepaal sal word. Voorheen is vakansies soms aangepas om verkeersprobleme tydens spitstye te verminder. Die nuwe kalender sal vakansies slegs na aanleiding van opvoedkundige redes bepaal, sodat die tydsberekening beter by leerdoelwitte inskakel. Nou die departement wil ook die kalenderbeleid eenvoudiger maak. Verouderde reëls en moeilike bepalinge sal geskraap word, sodat die beleid maklik verstaanbaar vir ouers, onderwysers en skooladministrateurs is, en die departement nooi die publiek en ander belanghebbendes nou uit om hulle mening oor die voorstel te deel. Indien dit aanvaar word, kan die nuwe kalender binne die volgende paar jaar ingestel word. So onthou julle, ons het in die verlede gesels oor, jy weet, skooltye en dis meer veral na aanleiding van die kurrikulum en leerplanne en dis meer. So as ouers wil ek julle nou vra wat julle daarvan dink. Ek dink net Pieter, jou twee gaan seker al reeds klaar wees met skool teen die tyd wat hierdie ingestel word, maar myne sal dalk nou steeds op skool wees. Ek dink net daar is die kalender is soos wat hy is vir 'n rede en dit is al vir dekades so. Toe ons op skool was dit ook. As jy hier skool gaan, dan maak jy dan klaar. And that's how we've always just done it. Jy lees die datums aan die begin van die jaar. And if you want to know when the coastal schools are closing, if you live in inland city, then you just go and you look at the school calendar for the coastal schools. I don't understand why we need to change something that has been working. Jy het ook genoem dat dit verwar ouers. Nee, man, dit verwar nie ouers in elke provinsie of in elke deel wat hulle ons nou gesê het. Weet jy mos nou altyd in hierdie tyd is wanneer ons vakansie is, jy kry jou jaarbeplanning. Ek dink die nodige mense aan daardie kant wil nou weer karring aan iets wat nie nodig het om aangekarring te word nie. Dis soos I don't know man, soos jy sê, dit werk al vir dekades. Ja. Ek dink dit sal interessant wees om te sien of dit wel gaan slaag. Ek meen, is maar altyd so goed om te weet dat dit nou oop is vir die publiek.
Maak dit werklik 'n verskil? Dis natuurlik ook 'n ander vraag, maar dit sal vir my interessant wees om te sien of hierdie gaan slaag, want ek dink daar gaan baie mense wees met verskillende menings. Ja, ek dink ook daar is soveel goed wat mense reeds moet onthou nou, soos byvoorbeeld there's some schools that are 3-term schools, so they have these like short mid-term breaks, and then they've got like a 6-week holiday in the middle of the year, and like but now we know that there's the 4-term schools, 3-term schools, 4-term schools, coastal, inland, and then the 3-term schools, they are on a mission of their own. Maar ons weet dit nou, en ons werk al vir jare met daardie sisteem. So, om dit nou te verander, is net vir my... Ek dink nogal 'n klompie jare terug, toe ek op skool was dit ook aanvanklik eers 3 kwartale gewees. En toe die verandering gekom na 4 kwartaal toe, wat net regtig ons 'n kort week is, in Oktober of something. So, dit op sigself was 'n groot verandering, maar toe dit nou in plek geval het, toe is dit eintlik baie lekker. Maar nee, ja, maak dit net 1 kwartaal dan, 1 vakansie in die middel. 'n lekker lang vakansie. Nee, maar ek dink wat vir my interessant is die feit dat hulle die verkeersknope of verkeersprobleme tydens vakansies uitsonder. Nog nooit was dit besig op die pad gewees wanneer dit vakansie is nie. Dan is dit 'n plesier om op die pad te wees. Veral in spitstyd. Ja. Dit is net vir my, I just think there's so much other stuff that we need to worry about as parents. So like now we are familiar with the system as it is. So like why? I just think there's other things that they can sort out. Ja. Dink jy die kinders gaan bly wees as hulle nou almal op dieselfde tyd kan vakansie hou? Sy nou 'n neefie of 'n niggie of 'n pellie het daar in die Kaap en hy's in Gauteng en hulle het nou op dieselfde tyd vakansie. Dit is eintlik fyn. Maar dit is eintlik mos dieselfde, want ek meen is 'n week of wat it's like sometimes 3 or 4 days. Yeah. It's not like your whole vakansie is at a different time. Nee man, wie op daai tablet van jou? Wie is die mense wat nou hierdie storieetjies van die departement van basiese onderwys? Kan ons asseblief 'n gas van die departement van basiese onderwys? Ons sal 'n woordvoerder in die hande kry. Wat ons kan hoor, wat is die gedagte? Die ander ding vir my is wanneer hulle, en dit gebeur nie net met hierdie wetgewing nie, dit is met baie ander wette wat hulle probeer instel, is daar's altyd so 'n klein dingetjie wat sê belanghebbendes mag hulle mening lig hier. Stuur 'n e-pos of vul hierdie vorm in. And not enough people see that or are aware that they can actually say something. Precisely. And then die volgende ding wat jy hoor is dit, nee, dit is nou hoe dit in die Staatskoerant. Ja. En dan wie lees dit? Hulle moet sulke goedjies met hulle op sosiale media platforms bekend maak, want dan gaan almal daarvan weet. Ja. Want dis presies wat jy sê. Nou na 'n maand of iets dan sê hulle, nee, maar kyk hierso, het nie soveel mense ingebel of regtig opinie gelig nie. So almal is happy. Jy het jou kans gehad om iets te sê and you didn't say anything, even though like you didn't know that all of the stuff was happening. Maar ons hier by Goeiemôre Good Morning sal vir jou op hoogte hou. En ons hier by Goeiemôre Good Morning wil ook in kwartaale werk asseblief. Kan ons daarin begin beplan? Sal dit nou nie lekker wees? Daar sy. Daai kwartaal sê ons, nou ja, bly net waar jy is, want ons is binnekort weer terug. Jy's by Goeiemôre Good Morning. Maak seker jy besoek ook ons YouTube kanaal om weer na enige van hierdie gesprekke te gaan kyk en te luister. Ja, bly net waar jy is en drink nog 'n koppie koffie. Goeiemôre Good Morning. Snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business.
We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are yet to celebrate history. He who has a big enough why can bear with anyhow. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Ek is kinderlik opgewonde want ek het vanoggend weer die voorreg om in Graffiti Boekwinkel by Zambesi Junction in Montana, Pretoria te kuier. Leonie, dis 'n voorreg om weer hier in die boekwinkel te wees. Dis 'n voorreg om julle hier by ons te hê. Baie welkom. Nou onthou dat jy al die boeke wat ons vanoggend bespreek ook aanlyn kan bestel by graffitibooks.co.za. En dan baie belangrik, maak seker jy skryf sommer nou die nommer wat nou onder aan jou skerm verskyn neer om aan ons kykerskompetisie deel te neem. Al wat jy hoef te doen is om 'n kykersvraag reg te beantwoord en jy kan die kans staan om hierdie boeke wat ons vanoggend bespreek te wen. Baie belangrik, dit gaan nie help dat jy 'n SMS stuur nie, so maak seker jy stuur 'n WhatsApp boodskap. Leonie, ek het vroeër gesê ek is kinderlik opgewonde. Waarmee begin ons vandag? So ons het gedink, net asseblief nie weer speelgoed nie. Kom ons gee hierdie jaar boeke. En die eerste 2 boeke wat ek saamgebring het, is 2 pragtige nuwe opwipboeke vir die klein goed. Ja. En dit is Opwip, my eerste opwipboek met flappies, en daar's 2 storieetjies. Die eerste een is Rooikappie en die Wolf en die tweede enetjie is Jan en die Boontjie Rank. Nou hierdie boeke is ook vertaal deur Wet Hugo, so dis 'n lekker nuwe vars aanslag wat vir die kinders is om hierdie boeke te ontdek met flappies wat jy kan oplig, met prentjies wat opwip, en dit sal die kinders se verbeelding aangryp en hulle nuuskierigheid prikkel. Hierdie boeke is uitgegee deur North Parade Publishing en hulle kos R240 elk, en is die ideale een om 'n jong ouetjies mee besig te hou. Is baie oulik en kleurvol ook. Ja, dis pragtig, en jy weet hulle noem dit mos papieringenieurswese. So dit is regtig pragtige boeke, en daar's ook op die rakke ander opwipboeke wat bietjie meer gevorderd is vir die ouer kinders. Ja. So maak gerus 'n draai en kom kyk daarna. En dan het ons 4 boeke in die dieretuinreeks. Hulle lyk so, as jy vir ons kan wys. En hierdie handel oor diere in die dieretuin en hulle kaskenades. En die eerste titel is Die Groot Tandeborseldag in die dieretuin. En in hierdie boek is die diere in die knyp, want daar hang 'n slegte reuk in die lug, want niemand borsel hulle tande nie. Maar gelukkig kom oom Elfie, die dieretuinbaas, met 'n blink plan tot die redding. Hy stuur vir Ignatius Pepermint krimpvarkie met 'n klomp tandepasta op sy rug op 'n waaghalsige tog. En hierdie is 'n skreeusnaakse storie wat kinders leer hoe belangrik tandeborsel is. En ek is seker die oumas en mammas wat kyk weet, die kleintjies hou nie van tandeborsel nie. So hierdie is die ideale boek om vir hulle te gee. En dan is daar die kleintjies in die dieretuin, en in hierdie boekie is dit nou lente, en die dieretuin wemel van die klein goed. En soos dit nou maar gaan met kleintjies, verdwyn die kleermannetjie se dogtertjie, en Ignatius Pepermint krimpvarkie moet haar gaan soek. En dan is daar ook van die ander dierebabas wat sy hulp nodig het. Daar's die ertvark dogtertjie wat nie hou van reismure nie, en die rob dogtertjie wat nie kan swem nie, en die klein flaminkie wat omval sodra hy aan die slaap raak. En natuurlik moet Ignatius dan met 'n oplossing vorendag kom. En dan is daar slaaptyd in die dieretuin, en
Ignatius het nou net moeg in die bed geklim en hy's reg vir 'n rustige slaapie, maar hy kan nie slaap nie, want skielik gebeur daar goed in hierdie dieretuin, want die olifant loop in sy slaap, die beertjie word nie moeg nie en die klein vlermuisie is bang vir die donker. Nou wat pragtig is in daai boekie, is daar se nie aan die slaap kan raak nie wurmwoorde. So op elke bladsy is daar 'n addisionele woord wat bykom. Soos jy nou begin met nie aan die slaap, die volgende bladsy is nie aan die slaap kan raak nie, en die woorde word net al langer en langer, en die idee is om die kind dan eventueel aan die slaap te maak met die woorde. En dan in die karnaval van die diere, kom die dieretuin, is daar vreemde gediertes in hierdie dieretuin. Daar is olievommels en pikkegaaie en ridders en cowboys, want al die diere het hulle vermom. En wie's nou eintlik wie? En natuurlik kom Ignatius Peppermint Krimpvarkie tot die redding. Nou hierdie pragtige reeks is uitgegee deur Fantasie, pragtige illustrasies ook, en dit kos R100 elk. En dan gaan ek afsluit met Joyce Meyer se boek Wen die stryd in jou gedagtes. Nou hierdie is die gewildste Amerikaanse skrywer, en ek dink almal van ons weet wie Joyce Meyer is. Sy is 'n TV-evangelis en 'n spreker, en hierdie boek is 'n opgedateerde weergawe wat nou in Afrikaans beskikbaar is. En Joyce gebruik aangrypende persoonlike stories oor die beproewings wat sy deur die jare al moes deurmaak, en dan sy Bybelse waarhede om vir vroue te wys hoe om die stryd in hulle gedagtes te wen. Sy gee raad vir hoe om vrese en bekommernisse te oorkom, sodat jy met vreugde kan leef. Wen die stryd in jou gedagtes deur Joyce Meyer, uitgegee deur Lux Verbi en kos R280. En ek dink hier is 'n paar lekker boeke vir julle vir die week. Baie dankie Leonie, dis 'n lekker verskeidenheid. Wat is vandag se kykersvraag? Vandag se kykersvraag is: wie is die skrywer van Wen die stryd in jou gedagtes? Baie maklik, of sal ek sê maklik genoeg Leonie. So daar het jy dit is vandag se kykersvraag. Maak seker jy stuur jou antwoord na die nommer wat nou onder aan jou skerm verskyn. Let wel, stuur 'n WhatsApp boodskap en nie 'n SMS nie. En onthou ook dat jy baie welkom is om enige van hierdie boeke wat ons vanoggend bespreek het ook aanlyn te bestel by graffitibooks.co.za. Leonie, dit was lekker om weer vir 'n slag hier by jou in die boekwinkel te kan kuier. Ja, was lekker om bietjie famous mense in die boekwinkel te hê. Nou ja, tot volgende keer. Ja, Ros, ek wil vir jou vra, ek meen, hou jy daarvan om 'n boek as 'n Kersgeskenk te kry? Die rede hoekom ek vra is, ons gaan nou by die kinderboeke uitkom, ons is nou eers groot mense. Yes. So, hou jy daarvan sal jy daarvan hou om 'n boek te kry vir Kersfees? Ek is mal daaroor, want ek dink ek koop nie boeke vir myself nie, want my man lees so baie, so ons het so baie boeke by die huis wat ek nou nog nie eers gelees het nie. So I'm never going to buy myself any books really. So as ek dit kry vir 'n Kersgeskenk, dan is ek baie bly daaroor, and I think Father Christmas is going to bring me Cynthia Erivo's new book, which I'm super excited about. I'm a huge fan of hers, and I think this book that she's written is going to be brilliant. So ek dink Kersvader gaan vir my daai enetjie koop. En jy? Ek hou baie daarvan, en ek dink as iemand vir my 'n geskenkbewys ook gee vir by 'n boekwinkel, jy weet, dis my altyd een van die beste geskenke, want dan weet jy dit is iets wat jy wel wil hê. Maar ja, graffitiboeke is 'n goeie plek om by te stop. Jy het nou gesien, daar selfs kinderboeke. Dit is so oulik. My kinders lees ook baie. Dit kry hulle by hulle pa. En daai pop-up boekies van die sprokies en Tandeborsseldag by die dieretuin. Ek dink net die kreatiwiteit wat daar in kinderboeke is nou is iets wat ons regtig, veral in Afrikaans, ons kan regtig trots wees daarop, ja. Ek dink jy moet 'n kinderboek skryf. Jy het baie oulike sê goed. So goed, jy is by Goeiemôre, Good Morning, en jy kan ingeskakel bly, want net hierna draf ons oor na die sportveld, en dit is met Arnold, Raas en Pieter. My pleasure. See you soon. Thanks, Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat.
Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids, we're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have one monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue. Pay what you can afford. Ons het al baie sports gehad vanmôre. Ek kan nog steeds oor daai heavy metal band kom met die papegaai nie, manne, ja. Van die sports na die sport, en dit is natuurlik saam met ons man Arnold Geerts wat hier is om al sy sportkundigheid met ons te deel. Ja, Arnold gaan dit van hier af, but I just want to say, I have placed a very large order of humble pie, which I am going to courier to Dean Elgar after what the Proteas did yesterday, because he had a lot to say. Now there you go. So you think about that, and there's a whole lot of other people I think who are also having to eat a bit of humble pie. Hulle was weer eens uit die boonste rakke. Simon Hamer het gister 6 paadjies geneem om Suid-Afrika na 'n rekordoorwinning van 408 lopies teen Indië op die 5de en die laaste dag van die tweede toets te lei, met die tuisspan wat net 140 lopies kon maak op soek na 'n onmoontlike teiken van 549. Die oorwinning het Suid-Afrika 'n 2-0 reeks oorwinning besorg, slegs die tweede keer dat hulle in Indië wen na hul eerste reeks oorwinning daar in die jaar 2000. Jy moet 25 jaar teruggaan. Hamer het 6 vir 37 uit 23 balbeurte geneem, wat hom 'n merkwaardige 17 paadjies in die tweede toets gegee het, na sy oes eerder van 8 van 51 in die oorwinning van 30 lopies in die eerste toets. En hy is in 'n groot mate gehelp deur Aiden Makram, wat 'n wêreldrekord 9 vangkanse in die kordon gehou het, en dit is 'n wêreldrekord vir nie paadjiewagters. Weereens, jy kan nie genoeg sê nie. Dis 11 toetse, 10 van hulle gewen. En 1 gelykop. Ja, daar is nie, we are the test cricket champions for a reason in the world. I think this team is playing spectacularly well, and they've shown it in India against India. And then I think you also have to go, let's extrapolate that to what that will mean. And I'm not saying the same players will play, but you have to look at the one-day players and the T20 players, the Proteas, and go, well, if they can do it, we can do it, because we come from the same cloth. We cut from the same cloth. En ek dink dis 'n baie belangrike ding om ook in gedagte te hou. Maar dink nou net aan alles wat aangaan in Suid-Afrikaanse sport op die oomblik. Almal is 2 of 3 trappies op. En ek kan nie die vraag antwoord nie, ek wil die vraag vra. Is dit as gevolg van wat die Bokke in 2019 gedoen het, waar almal begin dink het, weer eens, selfde prinsip. As hulle dit kan doen, dan kan ons dit doen. Ja. So gepraat van die Bokke, Wallis is so dun as wat jy hulle kan kry, maar glo steeds dat dit goed is om die wêreldkampioen Springbokke Saterdag te trotseer, en hulle sal die uitdaging geniet, sê hulle. Ek weet nie so mooi nie. Afrigter Steve Tandy is sonder 13 van sy spelers, omdat die wedstryd buite die toetsvenster val, maar het verder die veel heel agter Josh Adams weens skorsing verloor, en nou ook verlede naweek se 3-kunsheld Tom Rogers weens besering. Maar die Bokke is self sonder 12 van hulle spelers, insluitende meeste van die ouens wat verlede Saterdag gespeel het, maar hier is die verskil. Die Bokke kan jy 3 spanne kies, en like for like, they're all the same. There's very little difference. Pound for pound, you can swap in and out and you won't know the difference. En nou, dit ook al gesien die laaste wedstryd of 2, nee, hoe van die ouens letterlik dalk 'n minuut of 5 minute op die veld was, en dan word hulle weer teruggeroep, maar almal speel vir met dieselfde hart vir dieselfde doel. Presies. Is there not a rule, I would make this rule if I was the head of sports worldwide, that your country trumps your club?
Unfortunately, it doesn't work like that. There's a certain test window which you can have, and then and we've had this before. Yeah. But it's not necessarily a bad thing. I think it may be terrible for Wales because they don't have the depth, but it does mean that there are other players who probably would not have had an opportunity to play against Wales in Wales, who will then run out there and have an opportunity to prove themselves. And that does say a lot. Hier's egter 'n ding wat ek dink Wallis sal laat sidder. Dis 'n uiters onervare span. Hulle het slegs 267 toetse in die beginspan met slegs 3 spelers wat meer as 25 het. So daar's min ondervinding. Maar selfs vir hulle, selfs al kry hulle 'n lelike loosing op die baadjie, dit gaan nog steeds vir hulle 'n groot ding wees om teen die Springbokke te kan speel. En hierdie span in besonder. En soos ons gehoor het van talle mense, insluitende 'n ou met die naam van 'n voormalige afrigter en deesdae joernalis Matt Williams, wat verskriklik suur was oor wat gebeur het en hoe die Bokke speel en hoe hulle van die bank afkom, selfs hy moes hierdie week erken dat hierdie 10-10 in die beste span van alle tye is. En jy kan nie daarmee argumenteer nie, kan jy? Ja, jy kan nie. Wales rugby definitely has also caught a bit of a dip in recent years because they used to be a great team. I think they went 11 or 12 tests, the figure now escapes me, where they lost in a row. Over the last year and a bit. So yeah, they are looking slightly better, but this team I think are going to get mauled on Saturday. I can't see it any other way, unfortunately. En dan die grootte vir die naweek natuurlik, die naderdraai van Sondag se dubbele diskwalifikasie in Nevada hang oor kampioene McLaren voor 'n naloop naweek in Qatar wat Lando Norris sy eerste Formule 1 kroon kan gee of sy voorsprong kan uitwis. Die Brit is 24 punte voor sy Aussie spanmaat Oscar Piastri en Red Bull se heersende kampioen Max Verstappen met 2 rondes oor. 'n totaal van 58 punte is oor en dis is dit alles om voor te jaag. Na Sondag sal daar slegs 25 punte beskikbaar wees. Net om terug te gaan, Norris en Piastri het onderskeidelik 2de en 4de in Vegas geëindig, maar as gevolg van die ondermotorplank en 'n agterste glybaan wat te dun gesluit is, het hulle punte verloor in 'n ontwikkeling wat die titelstryd waawyd oopgeblaas het. Hier is jou antwoord. Jy het Maandag gevra. Hulle baas Andrea Stella het gesê die oortreding was onbedoeld. Daar was geen doelbewuste poging om die regulasies te omseil nie en versagtende omstandighede het ook bestaan. Hoe dunner die plank, hoe nader aan die grond ry die motor en hoe vinniger gaan dit. So die oop en onbeantwoorde vraag terwyl die sirkus voorberei vir die tweede deel van 'n laaste 3 dubbele wedren is hoeveel McLaren se prestasie nou beïnvloed kan word oor die seisoen uitnaweke in die Midde-Ooste. I like that there's something to play for, but I mean, Zach Brown must be stressed because they were so strong at the beginning of the season, and now the Red Bull is just inching closer and closer and closer. It's brilliant. We just need one more manufacturer, I think, to close that gap, to get to a point where there's 2 or 3, 4, maybe even 5. And who knows, with Cadillac next year, I don't know if you step into Formula 1 and start making an impression immediately, but it's possible. Maar ons het nog 1 of 2 nodig. Wat as jy 3 of 4 jaar het, 5, wat elke naweek kan wen, dan sal dit anders wees. Op hierdie stadium was dit net die 2 McLarens, nou is dit weer Verstappen, en ek sit net terug en geniet dit, want dit is wonderlik om te sien, dis hoe sport behoort te wees. Dis presies wat dit veronderstel is om te doen. Dis Sondagmiddag 4:00 as ek reg is, Suid-Afrikaanse tyd. Ja. Raai wat doen ek Sondagmiddag 4:00, julle? Ek het so al die idee dat dit 'n televisiestel Iewers 'n televisiestel en 'n remote in die hand. Maar dan moet ons ook nie vergeet nie, dis weer die Bulls en die Lions hierdie naweek. Ja, ek kyk daarin. Ja, begin weer hierdie naweek. Ons het soveel om na uit te sien. Baie. Kan nie wag nie. Dink nie toe gaan hy gaan wees as 'n budgie wees Maandag. Ja, dit sal so gaan. Ons het nooit genoeg tyd nie. En daar hardloop ons tyd uit. Baie dankie Arnold. Ek dink Tuis gaan ook Maandag iets te sê het of die Lions nou wen of verloor. Dankie Annie, die sport is nou afgehandel en net hierna is dit tyd vir kuns. Ek gaan so 'n bietjie scrapbooking doen. Daarna sien ek baie uit. Nie my voorland nie, but I'm going to give it my best shot. You are watching Goeiemôre, Good Morning. Stay just where you are. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows ek sou wat van gee om in sy skoene te staan. At ProCare, we bring compassionate care right to your home.
With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. What if your time could change lives? Not someday, not somewhere else, right here, right now. Adapt, improve. Make your time matter. Roundtable Southern Africa is where purpose meets action, where friendships build futures. If you're between 18 and 40, this is your moment. Join the movement. Be the change. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. You're watching Goeiemorgen, Good Morning. We've got something really fun and creative happening in the studio now. It's time for some arts and crafts. I'm joined by 2 incredibly passionate creatives from Scrappadoodle, CEO Jani Roots and Customer Service Manager Andile Langa. Ladies, welcome to Goeiemorgen, Good Morning. Thank you. For our viewers, please can you explain what is behind the Scrappadoodle brand? We're an arts and crafts store, retail and e-commerce. And we focus on bringing in the latest tools and accessories, like exclusive tools that we import. Right. And where are you based in the brick and mortar store? We're based in Brooklyn Bridge, just opposite the mall. But it's always easy to give us a call so you don't get lost. Then we also have like parking underground and also by our shop. And the option is always there to shop online. Like yes, you said, it is. e-commerce the way forward. So the brand is very much about community. And how does the scrapbooking community kind of come together in Scrappadoodle? Yes, that is true. So we believe there's healing in being creative. So we've always had a passion to create a space where people can connect and, be motivated by each other. So you've brought for us some stuff from Scrappadoodles. What are we scrapbooking today? Yes, this is a Christmas layout, just a basic one. There's a workshop that is coming up. We didn't 95% with some basic techniques that we used on this layout. Right. So this will all go in a scrapbooking book, and then you'll just have it to page through it and stuff. Can you just quickly kind of go through the steps that you would use to complete this to being 100% done? And yes. So this is just a 2-page layout, so you would normally have 12 pages. But with this one, we used 3 basic techniques. It was embossing, inking. If you can see this effect here. Yes. And I can show that a little bit there.
It adds some texture. For that, you use your embossing tool. Oh, wow. That is this, and your embossing powders. Then we also just did some normal stamping. That's here. So you use normal acrylic stamps like this with your ink pads. And they come in this. So that is just normal stamping. We added some depth with inking and shading. That will be your corners there. Wow. You can see then your layout is not so flat. Yes, so it kind of comes to life. Yeah. What is scrapbooking in terms of the expense of doing scrapbooking as a hobby? Is it quite expensive? Is it something that you can kind of decide how much you want to spend on something? How does the finance aspect play into it? Oh, it's not really that bad because you can even use things at home. The nice thing about scrapbooking is you can take anything from anywhere. You can take letters from a magazine. You can also create these effects from older paper. Yeah. So you don't have to buy everything. It's about just being creative, using whatever you have. So a lot of people, myself included, you kind of feel like you're not creative enough. I wouldn't be able to do something like this. But I mean, I guess that's what the workshops are for, and that's what Scrap-A-Doodles is for, is to kind of guide me as a non-creative person to start doing something that could end up looking like this. Yes, I believe all of us are creative. It's just in different ways. Yeah. So it's just about finding that something special that you enjoy. So Christmas is around the corner. So this is obviously a Christmas-themed layout. This is something that you could make as a gift to give to someone, yes. Yes, we do have frames. They love to put a 2-page layout in a frame. So it's definitely a great gift, option. But we have a workshop coming up. Yes, please tell us a bit more about that. We're having a workshop on 20 December in our Brooklyn Bridge classroom, and it will be all about the basics similar that you see here, just with a little bit more techniques. Well, where can people find more information about Scrap-A-Doodles? They can go onto our website, www.scrapadoodles.com, and they can also book online for our workshops. Wow, this is so creative. I think if you say anybody can do it, then I guess I can also try. Scrap-A-Doodles, you can go and check out their website, and you can also get creative, especially around Christmas time. Elsa is up next, talking to someone that's got a lot of energy for a great cause. Max Williamson, 'n onderwyser van Hoërskool Lichtenburg en stigter van die Max Making Miles projek, het onlangs 'n 175 km op teerpad afgelê om geld in te samel vir die Abraham Kriel Kinderhuis in Potchefstroom. 'n Saak wat hom diep en na aan die hart lê. En dis 'n voorreg om vanoggend met jou te kan gesels. So baie welkom. Dankie. Ek wil begin deur te sê die meeste wat ek al kon aflê is 16 km, so ek het nog 'n entjie om te gaan. Maar waar het die idee ontstaan om 175 km te hardloop vir die kinderhuis? Ek kom van Lichtenburg af en ek was in Potch 'n student. Ja. En ek het eendag net so in my huis gesit, toe kyk ek op Google Maps vir roetes na Potch toe en as jy van Lichtenburg af Potch hardloop, ry, dis 120 kilos. Ja. En ek kyk na die verskillende roetes, ek sien, hier is een wat 170 kilos is, dit of kom ek doen nou maar so ver, ek kyk of ek dit reg kry. Kan jy dit oor? En toe kry ek dit nou by en toe reg. Goed, so dis baie duidelik dat die Abraham Kriel Kinderhuis jou na in die hart lê. Waarom? Jong, ek het baie projekte al by hulle gedoen en jy weet, soos ek voel as man
jy weet, moet ek daarom ook 'n bietjie teruggee en jy weet, daar's so wonderlike kinders in die kinderhuis en toe dog ek, weet jy wat, kom ek doen 'n groot projek wat vir hulle sal baie beteken, verstaan? Ek dink dit gaan noodwendig altyd oor die aantal geld wat geskenk word en maar die image. En dit het nou toe goed uitgewerk op jou einde. Maar nou is ek nuuskierig om uit te vind, hoe het jy jouself fisies en geestelik voorberei vir so 'n uitdaging? Jong, ek het eintlik my brein afgesit. So ja, nee, ek weet nie, dit was maar moeilik. Soos baie keer as ek nou terugry, as ek die pad weer ry, dan ek kan glad nie onthou dat ek dit gehardloop het nie. Soos dit was iets verskriklik geweest. Soos ek het weet nie, ek dink my liggaam het maar net op autopilot gegaan en net gegou. Ja. Autopilot is die woord wat ek ook wou gebruik het. En hoe lank het dit jou toe nou geneem om hierdie 175 km te voltooi? Ek het 27 ure gehardloop aan mekaar. Ek het op Ventersdorp het ek daarom vir so 30 minute gelê, 'n breakfast daar geëet. Dit was so 2:00 die oggend. So ek kon daarom 'n breakfast inkry. Maar ja, dit was wel so net so oor die 27 ure. Nou jy het selfs in die reën en die weerlig aangehou hardloop. Het jy in 'n stadium vir 'n oomblik gedink, hierdie is dalk nie so 'n goeie idee nie? Op baie stadium het ek nie geworry nie. My een vriend, Egidius, hy het saam met my het my gedra van Ventersdorp af. En die weerlig het kwaai begin slaan en dit kwaai begin reën en hy is net so, ek wil nie nou doodgaan. Ek sê al wat ek wil sê is as ons dit nou nie maak is dit nou ons tyd. So toe gaan ons maar aan. En hoe het jy die oomblik beleef toe jy uiteindelik by die kinderhuis instap? So my eerste gedagte was toe ek om die draai kom, toe die kinderhuis al deur onder, sê ek, ag nee, hoekom moet dit nog so ver wees? Maar ek weet nie, soos ek was maar baie die mekaar gewees, ek het bloed begin opgooi en bloed begin piepie toe ek aankom. Ek het te veel pynpille gedrink, maar ek weet nie, ek was maar bietjie die mekaar, maar dit het vir my baie beteken, want toe ek aankom, toe kom een van die kinders na my, toe begin hulle so om my te vat. Ek hou nie van as mense om my vat nie, maar toe begin die een kind so om my te vat en ek vra vir hom wat's fout. Hy sê vir my, nee, ek wil maar net voel of oom reël is. En dis toe alles my nou tref is, ek kon iets wonderliks vir hulle doen en almal kyk vir my met so groot oë en vir my voel dit of ek dit nie eens reg gekry het nie. Maar ek kan dink dat so iets, dit beteken vir hulle baie, maar ek dink dit moet uiteraard vir jou ook baie beteken wanneer jy uiteindelik tot verhaal kom. Ja, dit beteken vir my baie, soos baie keer voel dit vir my dat ek shortcuts vat. So veral vir die jonger generasie, ek dink ons mans doen nie genoeg nie. Ja, en toe voel dit het my vir my gevoel, weet jy wat, ek kon daar 'n bietjie my hand opsteek as 'n man, en jy weet, as jy sien in die jong kerk is maar meestal dames wat hulle hande opsteek, en jy weet wat, ek is bereid om te help. Ja. En dit het ook maar vir my baie beteken om gesê, weet jy wat, ek kon daar ook nog iets doen, wat ietsie kan beteken, ja. So sal jy iets soortgelyk aanpak? Ek het 'n gedagte in kop, want ek het nou mos nou 'n hele ding geskep, maar ek gaan dit nie nou sê nie, want my ouma gaan my doodmaak. Okay. Sy gaan vir my sê, man, sê ek nou klaar. Jy het my gesê, is klaar met sulke goed. So ek het 'n gedagte, iets wat dit gaan my 2 weke vat om te doen, maar ek het iets in gedagte. Goed, ons het so 'n paar sekondes oor, ons gaan vir jou dophou, want ons is nou nuuskierig om te weet wat dit is waarna jy verwys, maar wil jy dalk net ter afsluiting ietsie sê oor die Max Making Miles projek? Hier is maar net iets wat ons geskep het, 'n gedagte wat opgekom het, en ons het 'n Back a Body kampanje geskep vir daai spesifieke run, en dis maar hoe dit begin het, en maar net so ontplof. Ja. Ja. Ek dink jy is 'n inspirasie, so baie dankie dat jy ons ook kom inspireer het, en kom motiveer het, om dalk so 'n bietjie meer kreatief te dink, na aanleiding van die verskil wat 'n mens kan maak. En ja, ons sal jou dan nou maar op sosiale media platforms dophou en volg. Ek sê almal hier by die studio kom haal en sê kom draf saam. Daar is dit nou. Ek gaan net baie drasties met begin oefen, maar ons sien uit daarna. Baie dankie. Nou ja, bly ingeskakel, want net hierna bespreek ons alles wat jy moet weet oor Black Friday. Jy's by Goeiemôre, Good Morning. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld in die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering
met voordele. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jou laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie. Saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. What if your time could change lives? Not someday, not somewhere else, right here, right now. Adapt, improve. Make your time matter. Roundtable Southern Africa is where purpose meets action, where friendships build futures. If you're between 18 and 40, this is your moment. Join the movement. Be the change. Black Friday is supposed to be that big retail moment of the year, but the truth is, South Africans are still feeling the pinch. So this year, it looks like shoppers will be hunting for real value, not just filling their trolleys for the sake of it. I'm chatting now with Andrew Wilmot, Executive for Payments Acceptance at Absa Business Banking, to break down what we can expect from this year's Black Friday. Andrew, welcome to Goeiemorgen. Good morning. Thank you. South African household budgets are so tight this year. Are we even going to have like a Black Friday moment? I think we will, Rosanna. It's cautious optimism from consumers. Yeah. There's no question there's constraint in the system. Cost of living increases are real. There's a bit of a relief from interest rates, but that hasn't really washed through the system. But I think shoppers will be deliberate around where they spend money and how they, pick goods out during this season. Yeah, and I love that that's what you've ended off with there, because Absa says that customers are going to be focusing this year on value, not volume. What does that look like in real life terms? It's going to be around smart choices, I think. So rather than just filling baskets and some of those scenes that we can all remember initially around Black Friday where there was scrumming for toilet paper in some of the bigger stores. Remember that. That's all changed. I think shoppers are going to be a lot more structured. They know what bargains they're going to go after. They understand what they want in their baskets. And so with the constraints, they're going to be very, very much more targeted. So less is more in a sense. The Black Friday tomorrow, the 28th of November, and a lot of people get paid either on the 25th or they'll get paid on like the last working day of the month, which essentially is tomorrow. Do you think this alleviates the pressure somewhat because people see that money in their bank account and they go, oh, okay, it's time to spend? You would think so. Certainly, I've been, a victim of that. We all have. In our younger days. Let's not sit here and pretend like we haven't. I think with the constraint is real, and I think folks are looking at what they've got available. And so you may see a small lift tomorrow. It is month end as normal. Yeah. But I think there's going to be again a lot of considered shopping that happens in the system. In terms of that considered shopping, which types of products do you think that people are going to be focusing on
this year. Yeah. So, I mean, we've seen over the last few years, groceries is always a big category, and that always does well. And in conversations with customers that we've spoken to, our retailers around how they see this the season, they feel that our grocery retailers are particularly buoyant, and so that goes well. I think electronic goods is always is a real category, and that'll be very value based. So people will, I think, do their homework. They want to understand what value looks like. Is it a real deal? Isn't it a real deal? Yeah. A lot of sentiment around Black Friday as a marketing exercise. Yeah. And in some instances it can be, but I think consumers being, cautiously optimistic, as I say, will be a lot more measured and a lot more considered around how they're going I about think their also business. people are a little bit more savvy about Black Friday now that we've actually had it for a number of years. I remember when it came out the first time with the whole fighting and scrumming for the loo roll and the camping outside the shop to go and get the best special. I think people are now going, oh, well, that was 500 Rand last week. Then the week before Black Friday, it's now 575 Rand. And then on Black Friday, it just goes back to 500 Rand. So people are working a lot more smartly with what they see as a special. Yes, absolutely. I think shoppers will also be doing the homework, as I say, so they'll know what price point they can achieve. Yeah. So for the big screen TV, you understand what you want to spend, you understand the item, and you're looking out for that value. If you're not seeing it, I think shoppers are going to use their discretion. Yeah. They're not going to go there. Yeah, which is actually a really good thing to hear. With budgets being tight, do you think a lot of customers are going to go with a credit option or kind of a buy now, pay later option, which obviously incurs costs of its own? So you don't actually get that thing for as cheap as what you thought you got it. I think the caution to consumer is really, don't make decisions now that are going to follow you around for the next 12 months. That's the first thing. So credit is always an option, but use it mindfully. And understand that you can, make the payments and meet the commitments. Buy now, pay later is an interesting option. It doesn't accrue interest. It doesn't attract interest to consumers. It's typically funded by retailers, but it does mean a short-term commitment. Yes. So a bigger ticket item, say over 3 or 4 months, is really how you're going to be repaying it. So again, there's options available, and we can buoy the buying behavior with some of these options. But consumers will be mindful, I think, around what affordability really looks like. Andrew, you are insider from Absa. What deals should we be looking out for and grabbing tomorrow? I think what's been really interesting is some of our big online customers are expanding their baskets. Yeah. So we're seeing some of the typical, food delivery services have expanded baskets to include full merch. Yeah. So I really would watch that space. That's quite exciting. It's quite a big change for them. And there's a lot of excitement from the retail community around online shopping and what those sort of categories will look like. So that's where I would go. What are you buying tomorrow? I'm working tomorrow, Roseanne. Me too. Thank you so much, Andrew. It's been so lovely chatting to you. Thank you so much. Yeah, Black Friday, and our Black Friday chat doesn't stop with Andrew Wilmot from Absa. Peter gaan nou uitvind oor bekostigbare wiele by iGlide. Nou ja, toe en stoute Elsa word daar uitgevang. Om nog verder voor te berei vir die Black Friday sluit Somer die bekes van iGlide hier by ons aan en ons het gehoor iGlide dis hier so Somer hartlike goeiemôre. Goeiemôre, hoe gaan dit? Baie lekker en ek dink dit is 'n geluidjie wat baie jong mense, kindertjies en so dalk sal wil hoor na die naweek en veral ook na môre se Black Friday. Definitief, kyk. Nou ons hier by Goeiemôre, Good Morning is al so bekend met die iGlide produkte en dis meer. My nuuskierigheid is net buite laat ons weet van die diens en laat julle die afleweringe doen. Ons gaan nou weer daarby uitkom net om dit te beamoen. Waarna kan ons uitsien môre as ons nou op die webtuiste inpop of daar by die winkeldeure instap? Kyk nee.
daar is verskriklik baie specials aan die gang. Ons winkel self in Queenswood, Pretoria en in Brackenfell het regtig mooi display units, so jy kan eintlik sien hoe lyk die produk. Maar ja, die specials is aan die gang. Ek is baie bly om dit te hoor. Ek moet daarom net vir jou sê, Raz en Elsa het baie mooi gelyk op hierdie quad bike wat hier so staan vanmôre. Ek weet Els het probeer om in daai rooi nommertjie te klim, die 4 waar, veral met haar rooi baadjie. Dit sou baie mooi Ek en Raz moet nog ons kans wag. Ons het gesê ons gaan die hoverboard vat wat ons nou outomaties is en 'n bietjie die balans kan dan uitsort. Ja, so almal dink as hulle die hoverboard sien dat dit is baie intimiderend, maar eintlik hulle is baie maklik nou want hulle is self-balancing, so dit maak dit baie makliker. Alright, so as ek nou môre 'n hoverboard wil koop, is daar 'n spesiale aanbieding? Ja, so ons het afslag op al 3 ons sizes, so die 6.5, die 8.5 en die 10 inch. Ek leer nou nog iets, ek het nie eers geweet daar's verskillende groottes nie. Ja, so ons 6.5 is bietjie meer vir in die huis en jou kleiner kindertjies. Die 8.5 en die 10 inch is vir buite ook. En dit is nou maar vir jou bietjie groter kinders. So ja, daar's nog verskillende sizes ook. ook. Dis amper soos met die groot karre goeders, jy weet, dis soos 'n 2 liter, 'n 3 liter en dan as jy nou regtig wel 'n V8. Ja. En dan ook enetjie waarop die mense my nogal gereeld sien is die gliders, die ouetjies wat ek sê soos 'n opgezoepte 'n bokserfiets lyk, maar sommer nou soos daai kragtige ystermasjiene lyk, jy weet daai ysterperde. Ja, kyk, jy sal nie dink dat hulle soveel krag het nie, maar hulle het baie krag. So ja, ons 2-wheeler en ons 3-wheeler is ook tans op 'n wonderlike special. Ja. So die 3-wheeler is van 30,000 af na 25. Jonna, ja, dit is 'n baie groot Dit is 'n baie groot verskil. En baie lekker ook veral as jy nou, jy weet dalk op 'n vakansieoord is of jy's op die plaas of jy's ook op 'n golflandgoed, dan kan jy ou lekker rondry met daai ouetjie. Dit is, kyk, hulle maak dit baie gerieflik. Ja. Nou, ek weet ons het 'n paar baie spesiale aanbiedinge en ek wil graag op die skerm terwyl ons so gesels, weet ek is daar van julle groot deals en dinge. Ja. Ons het dit al gespeel en ek wil dit graag net weer vir die mense speel en terwyl ons dit speel, net so bietjie julle gaan ook landwyd kan aflewer. Ons gaan. So maak nie saak waar jy is nie. As jy by jou vakansieoord is, as jy by jou vakansiehuis is, ons lewer landwyd, lewer ons af. En ek kan dit beamoen want ek was al daar in die kantoor as die span bedrywe geraak het. En nou Matta, ek weet nie hoe julle dit reg kry nie, maar Kersfees Vader kom letterlik deur elke skoorsteen daar uit. Dit doen. Kyk, ons werk baie hard om seker te maak elke een kry hulle geskenkie. Ons raak hier aan 3 of 4 of 5 van die produkte, maar julle het eintlik 'n reeks van by die 80 verskillende produkte. Ons het oor die 80 verskillende produkte wat ons huidiglik het, ja. So sommer wat 'n mens moet doen is, wat kan 'n ou doen om min te slaan uit hierdie Black Friday deals uit? Daar's 'n kode. Ja, so ons gaan weer eens vir julle vir vandag 'n kode gee. Hy gaan eindig vanaand, maar môre vir Black Friday sal die specials wat op die webwerf huidiglik is nog steeds hardloop. Cool. En die kode is weer dit GM in hoofletters. GM, G vir M, ook 'n pragtige iGlide produk, G vir pa, G vir ma, aanpa, van pa. Jy weet, daai tipe ding. Ja, ek sal nie hierdie spesiale pryse laat verbygaan nie. Kyk, dit is goeie afslag. Don't let it glide past you. Ja. So as jy ook bietjie meer wil uitvind, gaan net na exclusivebrandsonline.co.za. Daar is ook 'n nommertjie wat ons vir julle gaan deel, maar dit is enetjie waaruit jy verseker moet minslaan en nie mag mis nie. Baie dankie Sumerie. Ons glide verder hier uit en mag julle ook 'n suksesvolle dag hê met die Black Friday deals môre. Nou ja, toe, ons is net hierna weer terug met lekker gesels. Ek kan nie wag nie. En daai special is tot môre oggend aan. Ja, doen dit nou. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda, jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda.
Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids, we're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have one monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding! It's off! Debt Rescue. Pay what you can afford. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. My pleasure. See you soon. Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. Die Johannesburg Stadsbiblioteek bied al sedert 1935 leesstof aan die publiek en is geleë in die hartjie van die stad. Dit is een van Suid-Afrika se mees prominente en historiese biblioteke, maar was vir die afgelope 5 jaar gesluit weens opknappingswerk wat moes plaasvind. Die biblioteek se deure is nou weer oop vir die publiek en ons het 'n bietjie gaan inloer. This is actually the third Johannesburg Public Library. The first public library was built in 1893. The second was a double-story brick and steel building built in 1898. And this particular library was built from 1930 and opened in 1935. So this particular library is actually 90 years old. So the material you have in this library goes back about 400 years. Because we're an archiving facility. And the history changed a bit during the 1950s when the apartheid government came into power and this became a whites-only facility. That then changed in 1974 when it became available to all races, but because it was during the apartheid era, it was a segregated facility, blancas and the blancas areas. Then in 2000, it was shown that the library had aged badly. It needed desperate renovation. So from 2009 to 2012, the library was renovated for the first time and modern conveniences were added, such as elevators and escalators, air conditioning, new plumbing, and so on and so forth. The second renovations basically concentrated on meeting standards. Improvements were made to the roof because the roof was leaking badly, and that was fixed. The library also was made more easily accessible to the people with disabilities. Improvements were made to the fire systems to meet fire standards, to upgrade the library so that it is more slightly fire resistant.
as well as maintenance and upgrading of the gas fire suppression system in the main archives, which is very, very important to us because it is a unique archive with material that is not available anywhere else in the world. So we needed a proper fire system in place to safeguard that valuable material down there. The world as we know it today is digital. Everything is online or digital. And libraries, especially a library like Joburg City Library, is a very analog library. But that does not mean that we do not have a place in the modern society with everything going online. There are material here in this facility that cannot be found online at all. And until said material is digitized and converted to a digital format, researchers have to use the physical material. This is the main library for the city of Johannesburg. So for the library to have been closed for so long, it was very concerning to the community, and they did not like that at all. So they're very glad that the library now finally is back and they can use the facility. Our purpose is to provide a safe and secure environment for people to study and for people to access information. Die biblioteek bied nie net argiewe wat bestaan uit leesstof van Tuka tot nou nie, maar belê ook in ons kinders se toekoms. Een van die gewilde dienste wat aan die jongelinge gebied word, is die elektroniese leerdienste. Our office is based in Solomon Street, which is our head office, but we support all libraries in the city of Johannesburg. And our role is to introduce technology-based programs. It could be reading with technology, it could be coding and computer science, and it could be general digital literacy programs. So the aim of the digital-based programs is to provide hybrid services, meaning they can experience printed materials and find information, but they can also make use of technology to find digital content, to work with technology to create content or to build things through coding programs. So those are some of the programs that we do. And it's really part of the new digital era to say libraries are evolving and it's part of digital transformation. Our most successful program is called Mobi Readathon, which is a digital reading program for high schools. We are able to measure how many kids actually registered for that competition, how many kids passed the quizzes, and that program has gone so wide that we reached 2,900 learners nationwide. So it's a City of Joburg program, but we've actually expanded it and allowed other schools from other library services to access our website, cojelearning.org.za, to participate in this reading competition. But overall, the Reading with Technology program is really empowering young people to say they have these devices, they can read from them. There are various apps that we've discovered that we've introduced to young people. And even the high schools program, the provinces asked that we must add local languages. So this year, it was a huge program with local languages added. So for me, that's a one step towards addressing literacy as libraries, because as libraries we provide information. We're not necessarily teachers or educators, but we have a role to play, and I could say confidently that we have actually made a difference. Hierdie ikoniese instelling dien lank reeds as 'n kulturele en intellektuele hoeksteen van Johannesburg. Selfs die publiek kan die biblioteek besoek vir 'n toer van hoek tot kant. So, indien jy dalk in die omgewing is, gaan maak gerus 'n draai. Glo my, dis iets om te beleef. Hoor jy, ek moet sê, dit is ietsie tasbaar en ek dink dit was vir jou 'n baie lekker kuiertjie. Dit was baie lekker. Weet jy wat het vir my die meeste uitgestaan eintlik? Ek meen, dit gaan uiteraard oor die boeke, maar die gebou wat so verskriklik mooi is. Ja. My vraag is net, gaan jou biografie ook eendag daar gevind kan word? Dit is nou amper half soos jy hoop hy eindig daarop in harde kopie, né? Baie lekker. Maar baie dankie vir die heerlike stories. Jy moet nie weggaan nie, net hierna gesels ons 'n lekker stukkie musiek. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority.
Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Relax. Unwind. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Surprise! Mom and Dad! Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. It's that simple. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smullekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. Nou ja, ons almal weet die manne in jou lewe word nooit regtig groot nie. So ook sal ons vrouens en ma's nooit ophou sorg nie. Ophou wonder nie. Is daar voldoende voorsiening gemaak vir eendag? En wie gaan die boedel hanteer? Eksekuteurs, want boedels en testamente is wat ons doen. Besoek eksekuteurs.co.za of kontak jou finansiële adviseur. Eksekuteurs, versekerheid tydens onsekerheid. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows, ek sou wat van gee om in sy skoene te staan. Sal jy boer? Hoe kan so 'n klein lesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Hoorie so vinnig as wat ons hallo gesê het, so vinnig as hy daarmee uit, maar dit was so pas die nuwe musiekvideo waarna ons geloer het, Berge, en ek gesels nou met die hoof van nuwe musiek, en jy is ook die aanbiddingsleier by Moreletta Kerk, Simonay Roots en die geestelike leier. Hierso Theodor, baie welkom van der Spy natuurlik. Hallo Pieter. Pragtige liedjie en ek voel sommer net skielik herlaai. Wat het julle inspireer om hierdie liedjie aan die gang te kry en met ons te deel? Ja, so ek dink eerstens was daar behoefte in ons gemeente vir nuwe musiek en ek dink mense raak so gewoond daaraan om ander mense se musiek te sing, maar daar is soveel goeie aanbiddingsmusiek daar buite. So ek dink eerstens was dit daai behoefte vanuit binne ons gemeente is kom ons skryf, ons het 'n span, kom ons kom aan die gang en dan ook dink ek vir ons span om die gawes wat binne in hulle is ook te begin ontdek en vir myself ook, sodat ons kan saam groei, ons aanbid 'n Skepper God. Julle het mooi gemaak, Theodor, waarin lê die kern van hierdie liedjie? Of waar kom dit vandaan? Kyk, die storie agter Berge is, soos wat Simonay ook nou gesê, dis 'n manier om saam te probeer skryf, om Afrikaanse mense te help, om taal te ontwikkel, om in te kan aanbid. Dis 'n nimmer eindigende proses wat nooit sal ophou nie, en ons moet op nuwe maniere gaan soek. Ons lewe in 'n wêreld waar mense baie keer hopeloos voel, en dan het jy bergoomblikke nodig waar alles om jou moet wegkwyn en jy moet sê, maar okay, jy moet iets groter wees. Jy moet iets moet vas wees, iets moet standvastigheid in my lewe gee, en dis die missie van wat ons hier wil regkry, sê hoor, jy kan ons kerke help in Suid-Afrika om met nuwe musiek, so dis een van klomp goed wat sal kom, maar is daar maniere ons ook op daai manier diensbaar kan wees vanuit wat ons hier doen, om dit veranderings te gee wat dalk nie noodwendig die voorreg het om spanne en kreatiewe mense en die talentpool te hê wat ons op die oomblik
het nie. So ons is dankbaar Dit is 'n daarvoor. fantastiese idee en ek weet sommer hy gaan loop, hy gaan hardloop. En die gedagte met die musiekvideo, ek meen 'n ou skryf die liedjies so goed en dit bly maar in jou kerk of so as 'n aanbiddingsliedjie en so, maar julle het gesê ons maak 'n video hiervan. Ja, so 'n vriend van my, Jock Crawford, het ingestem om dit vir ons te skiet en ek dink die aanvanklike gevoel was as ons wou die kontras tussen die donker, die koud, met die natuur, die oopte, die vryheid. So die verskil tussen ek is vasgevang in my eie lewe, ek fokus net hier, ek beleef angs, ek jy weet, sukkel ook met depressie, daar's 'n klomp goed en dan die verskil tussen ek besef daar's 'n God wat my gemaak het en ek het 'n plan en ek sien vir 'n rede en daai vryheid wat saam met dit kom. So die musiekvideo speel mooi tussen jy weet, julle het nou gesien die warehouse gedeelte en dan die natuur. Ek wil net sê aanbidding of die sing aanbidding natuurlik het ook al so deel geword van alles, nê. Ek dink 'n ou sit lekker 'n uur en sing en dan gee glad nie om nog 'n uur na 'n preek of die boodskap te luister nie. Waar gaan 'n ou hierdie liedjie kan meer sien? Waar gaan 'n ou kan hoor buiten om net hier te kom kuier by die kerk? Gaan hy beskikbaar wees? Ja, so Berge sal beskikbaar wees op alle digitale platforms van Vrydag, so môre 28 November en dan die video sal dan beskikbaar wees op YouTube Sondag aand. Ja, ons sien uit om ons launch om deel van die Kerssangdiensbelewenis wat ons hier by hierdie Sondag doen, so ons sien baie uit daarna as een van die groot oomblikke saam met Rian en Frana Benari wat hulle lywe so 'n bietjie Kersfees gaan hou vir hulle. En dan is 'n deel daarvan om dit van daar af. Hoe laat Sondag kan die mense kom inloop? Dit gaan van 5:00 af gebeur. Enigiemand is welkom, daar is nog plek. Alles hier by Moreletta Kerk. Alles by Moreletta Kerk in die baie dankie vir julle twee wat by ons kom gesels en gekuier het. Mag julle berge versit met hierdie liedjie. Dis al vir ons af vir vandag en ook vir hierdie week. Sluit gerus môreoggend by ons aan vir die hoogtepunte program. Ons sien julle weer maandag net hier op Goeiemôre, good morning. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. En ek sukkel, dis al ek skeel. Bitter man. Verdwaalde druppels, ek is een, maar jy nie.